julle en welkom by nog 'n episode van Pad Langs. Hallo pappa. En dan my kind. Welkom op nog 'n episode. So pappa, ek het bietjie gewonder want in my lewe het ek nogal agtergekom. Dit speel nogal 'n groot rol en ek het ook met ander mense al gesien wat die invloed van hierdie is. So nou wil ek by pappa hoor of ek die dinge reg verstaan en reg waargeneem het al in my lewe. Maar ek wonder nogal, watter invloed het vriende op jou lewe en op jou godsdiens? Maar jy vra nou weer 'n verkeerde mens. Hoekom het pappa nie vriende nie? Jy weet dat dan. Ek is mos 'n kluisenaar. So jy vra die invloed van goeie en slegte vriende op jou lewe. Ja, Jou want geloofslewe. ek het al gesien hoe mense verander rondom vriende en nadat hulle vriende geword het met iemand, ongeag goed of sleg. So, wat sou pappa sê is die invloed daarvan en die uitwerking daarvan op 'n persoon se lewe? Ja. Lees vir my 2 Korintiërs 6:14. Moenie dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Goed, hy sê daar ongelowig is, maar dit sluit ook vriende wat nie glo nie of vriende wat sleg is en daai goed. As hy sê moenie, né? Right. 1 Korintiërs 10:21. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Ja. So jy kan byvoorbeeld nie die Here dien, né? En dan bad as vriende hê en saam met hulle nou gaan kuier in die aande nie. Nee, jy kan nie albei doen nie. Ja. Verstaan jy? Okay. Efesiërs 5 vers 6 tot 7 en 10 tot 11. Efesiërs 5 vers 6 tot 7, laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Vers 10 en 11, en beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Kan jy daar so hoor wat hy sê, kies liewer die goeie, nie die slegte nie. So, ek wil sê, as jy nou daai klomp versies lees, dit gaan nie daar so seer oor vriende, maar jy kan vriendskap daarin lees ook. Mense met slegte gewoontes, mense wat jou probeer van die pad afvat, al daai goeters. Wel, ons is tog 'n tipe wese wat geneig is om te gaan met monkey see, monkey do. Ja, en ons like om die slegte eerder te glo as die goeie. Ja. Die leuen eerder te glo as die waarheid en dit is mos maar hoe die mens is, jy weet. Conspiracy theories hardloop lekker. Ja. So wat dit eintlik wat jy daar sê is jy moet nie jou lewe deel met hulle wat sleg van nature is nie. Jy kan nie slegte vriende hê en ook die Here dien nie. Jy verstaan? Ja. Want iewers gaan jy slap lê met jou verhouding met God. Okay, gaan vir my na Spreuke 27:17 toe. Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. En dit sluit vriendskappe in ook, né? So opbouende vriendskap vorm en verbeter 'n mens. En net so het slegte vriende die teenoorgestelde uitwerking op 'n mens. Ja. Want yster slyp yster. Jy kan dit goed hê, goeie vriende wat jou in 'n rigting insluip, maar dit kan ook slegte ouens wees wat jou in 'n rigting insluip. Wel, ek weet nou nie of ek vooruitspring nie, maar die Bybel sê ook, meng jou met die seemels en die varke vreet jou op. Ja. So, Ja. dit is maar die invloed wat, ek sou nie sê slegte mense nie, maar mense met slegte gewoontes op jou het. Ja, ja.
Die slegte gewoontes kan nogal afvee, né? Ja. Maar so kan ook goeie gewoontes van goeie vriende. Maar dit vat ook bietjie langer. Dis Dit is makliker gewoonlik so, né? om 'n slegte gewoontetjie aan te leer. Ja. Spreuke 27 vers 9, lees hom vir ons. Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie welgemeende raad. Ja, sien, goeie vriende met goeie raad kikker sommer jou hart en jou Ja. gemoed en alles op, né? Dis waar, as ek terugdink aan, kom ons sê ek praat met 'n vriendin oor ietsie wat my dalk pla in die lewe en sy sê vir my, nee man, dink so daaroor, dink positief, dit gaan so en so. Jy stap lekker daar uit en jy stap daar uit en sê nee, ja, ek voel nou beter oor hierdie saak. As iemand wat die hele tyd nou saam met jou gemou het oor die saak en net Trek jou dis verder sommer ook af, so- saam met jou. Ja, dis sommer so sleg en mens stap met 'n ander gemoed dan daar uit. Ja. Net meer bedroef oor die saak, het eintlik nie gewen dan nie. Ja, ry mekaar op. Ja. Ja. Môre sal ek kom vertel, net môre. Spreuke 17:17. Die vriend het altyd lief en die broer word gebore met die oog op die nood. Sien? Goeie vriende het jou werklik opbouend lief. Ja. Alright? Dit maak nie saak of dit nou sleg gaan en hoe sleg dit gaan nie. Ja. Hy's daar om jou te bemoedig en jou te versterk en jou op te bou. Hy's nie net daar as 'n mooi weersvriend nie. Ja. Hy's in jou swaar tye ook daar. En daai broederskap wat jy het met hom wanneer jy in die nood verkeer. Dit is hoe goeie vriende is. Ja. As jou vriende nie so is nie, as hulle mooi weersvriende is, nah. Ja, as hulle net daar is as dit lekker gaan en as jy 'n bietjie geldjies het en as jy Ja, dis lekker seker, maar jy pelle kom druk saam, kom braai saam. Ja, Maar as die maar- swaar tye kom en hulle ken jou nie dan verdwyn almal. en dis dan juist dan wanneer jy vriende nodig het, Ja, en wie staan daar om jou te ondersteun? Ja. En dis maar hoe jy toets en kyk wie is jou ware vriende, wie Ja. staan daar deur dik en dun. Ja. Ja. Prediker 4 vers 9 tot 10. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Ja, ons is sosiale wesens. Mm. Dit gaan nie net oor enigiets anders as nie, want jou man, jou vrou moet ook jou vriend wees, Ja. maar ook goeie vriende. Wanneer jy val, jy's wanneer ons het gepraat van oor wanneer dit swaar gaan en nou goed is. Is hy daar om jou op te tel. Ja. Om jou by te staan, om jou deur dit te dra. Nee? Dis goeie vriende. 'n Goeie voorbeeld van sulke goeie vriende in die Bybel. Kan jy dink aan sulke aan so 'n voorbeeld? So vinnig. Ja. As 'n spreekwoord in Afrikaans wat ook sê soos Dawid en Jonatan. O ja, dis waar. Ja, hulle is sulke goeie vriende, né? Ja. Ja. Jy kan nou van hulle gaan lees en hulle goeie vriendskap in 1 Samuel vat hom van 18 tot 20 toe. En dan jy sien dat Dawid en Jonatan, is 'n treffende voorbeeld van 'n vriendskap wat loyaliteit, opoffering en geestelike steun ingebou het. Hulle het mekaar, ek meen selfs toe Saul, die pa van Jonatan, vir Dawid wil doodmaak, het Jonatan, vir Dawid wil doodmaak, het Jonatan by Dawid gestaan. Teen sy pa het hom nogal baie sleg gesê en eintlik in sy ma ingevloek van woede een keer. Ek gaan dit nie nou hier herhaal nie, maar dit is goeie vriende. En dis 'n voorbeeld van goeie vriendskap. Ja. Ek gee nou 'n voorbeeld gee van die invloed van slegte vriendskap. Right, hierdie is nou 'n voorbeeld. Van 'n goeie. Ja, so. Kry liewer vir jou 'n Dawid en 'n Jonatan. Ja. Ja. Goed, kom ons praat 'n bietjie oor slegte vriende. 1 Korintiërs 15 vers 33. Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Vriende wat slegte dinge praat, wat neerhalend praat, wat afkrakend praat, wat jou
aftrek in plaas van opbou en daai goeders, né? Dis uitputtend ook om sulke Ja. vriende te hê. So die Bybel waarsku ons hier teen die slegte invloed van 'n verkeerde vriendskap. Right. Spreuke 13 vers 20. Gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met die dwaase verkeer, versleg. So jy moet jou vriende mooi kies. Moenie slegte vriende kies nie. Meer wyse vriende, goeie vriende. As jy meng met die wyses, die goeies, nou, jy het 'n goeie invloed op jou lewe. Maar net so, as jy meng met die dwaase, die slegtes, kom jy sleg daarvan af. Dit gaan net nie goed met jou afloop, op die einde van die dag nie. Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Dit sal goed gaan met 'n ou wat nie met daardie tipe mense meng nie. Right. Die geestelike gevaar lê juis in wie 'n mens toelaat om sy denke te vorm. Dis waar. Ja. Jou kringetjie het regtig 'n baie meer groter invloed op jou as wat jy besef, want as jy elke liewe dag, jy besef dit dalk nie, maar elke liewe dag sê die vriend vir jou ietsie en naderhand daai saadjie groei. Ja. En jy glo dit naderhand, kan enigiets wees. Kan iets oor jouself wees, iets oor iemand anders, iets oor die lewe, oor hoe daai persoon die lewe sien. Man, 'n vriend kan jealous wees op jou en sê jou meisie loop rond as jy nie hier is nie, en al loop sy nie rond. Ja. En naderhand groei daai saadjie. Nou glo jou jou kerel naderhand, maar jy loop rond alhoewel jy nie rondgeloop het nie. En vice versa. Ja. Ja. Nee. Sulke vriende het jy nie nodig in die lewe nie. Spreuke 1 vers 10 tot 15. My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. As hulle sê, gaan saam met ons, laat ons loer op bloed, laat ons die onskuldige voorlê, sonder oorsaak, laat ons hulle lewendig verslind, soos die doderyk en die gesonde, soos die wat in die kuil neerdal. Allerhande kosbare goed sal ons vind, ons sal ons volmaak met byt. Jy sal jou lot onder ons werp en ons sal almal een beurs hê. My seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie. Hou jou voet terug van hulle pad. So hier waarsku 'n pa nou sy seun oor die invloed van slegte mense. Dit sluit slegte vriende ook in. Maar hy sê nee man, kom saam met ons, dit gaan nie so erg wees nie. Regtig. Voor die polisie daar uitkom is ons weg. Ja. Kom ons gaan poach daai bokkies. Jy weet wat ek bedoel, et cetera. Nou. En hierdie is 'n paar van waarsku en sê nee, luister mooi na die raad van jou vriende en as dit bad is, bly weg van sulke ouens. Moenie met hulle meng nie. Moenie saam met hulle hierdie dinge doen nie. Jy gaan net in die moeilikheid beland. Right. So hier waarsku hier pa sy seun oor die gevare wanneer slegte vriende jou probeer oorhaal om saam met hulle kwaad te doen. Moenie inwillig nie. Right. Nou, 'n voorbeeld van waar slegte vriendskap 'n slegte gevolg gehad het. Kan jy dink aan iemand? Nou as jy dit nou gaan lees in 1 Konings 12 vers 8 tot 11. Ons gaan dit nou nie lees en goed, maar waaroor dit neerkom is Rehabiam word nou net koning. Né? En daar's nou 'n opstand onder Jerobeam. En dan kom die volk na hom toe en dan sê, hoorie, ons sal u dien, maar dan moet u die juk van koning Salomo, jou pa, 'n bietjie ligter mag op ons. Hy het ons al maar 'n bietjie hardhandig hanteer. Dan vra die wyse manne, die ou manne verraad, dan sê hulle, nee, maar luister wat hulle vir julle sê, en die volk sal jou dien. En dan besluit hy gaan met sy vriende praat, wat saam met hom groot geword het. Die Bybel sê, wat saam met hom groot geword het. En dan sê hulle, nee, jy moet vir hulle sê, my pinkie is dikker as my pa se jippe. Hy het julle met 'n sambok geslaan. Ek sê julle met 'n geelselvoeter. Jy weet? En as gevolg van die feit dat hy geluister het na die raad van slegte vriende wat saam met hom groot geword het. Nou, het die ryk in twee geskeur. Want daar skeer die ryk toe in die noordelike ryk en die suidelike ryk, koning Rehabiam, koning Jerobeam. En dit het 'n ewige invloed gehad op Israel en die geskiedenis van Israel.
as gevolg van die feit dat hy geluister het na slegte vriende se raad. Right. So die skrif leer ons dat vriende of 'n mens nader aan God en groei in karakter kan trek, of 'n mens stelselmatig daarvan kan wegtrek. Jy sal ook lees dat Rehabeam ook later weggegaan het van God af. Alright. Na 3 jaar. Wat hy 'n koning was. As gevolg van hierdie vriende wat vir hom die hele tyd swak raad gegee het. Daarom is die keuse van vriende en die soort vriend wat jy self is baie belangrik, né, vir 'n standvaste lewe. Ja. So het vriende 'n invloed, goed en slegte vriende? Ja, hulle het 'n invloed. Daarom moet jy kies. En die Bybel het vir jou verskeie plekke hierso gewys dat jy moet maar wegbly van daardie goddelose streek mense. Want op die einde van die dag gaan jy maar net saam met hulle in 'n put val. Ja. Kyk, ek sou sê as jy nou sien jou vriend dwaal bietjie af van die pad, probeer hom maar optel en verstaan. Ja, maar dit is wat goeie vriende Jy doen. moet daai vriend wees wat hom optel en lei na die Here toe, maar 'n donkie stamp ook nie sy kop 2 keer teen dieselfde klip nie. As jy sien jy aanprobeer en die vriend wil net fisies nie verander en fisies nie luister na dit wat jou raad is nie, jy gaan nie wen nie. Hy self moet daai besluit maak. En die Heilige Gees gaan deur hom moet werk om homself reg te kry. Nee, dit is reg. Jy's 100% reg. Dit is 'n goeie vriend. Gaan jy altyd sê, "Wow, jy's nou 'n bietjie van die baan af pel." Ja. Dit is nie hoe 'n mens optree nie. Ja, so ek sê nie So 'n goeie vriend gaan nie vir jou sê, "Ja, voeter hom. Hy wil maar vir jou meisie kykie." Jy weet wat ek bedoel? Dis nie wat 'n goeie vriend doen nie. Goeie vriend sê, "Man, jy sien die man staar net daar in die verte nie. Hy sien nie 'n meisie raak nie, hy's gesuip. Ja. Kom, jy gaan net moeilikheid hê. Dis nie nodig nie." Ja. Jy weet, ek gee dit nou as 'n simpel voorbeeld vir die jongetjies wat lyk om 'n kroot te sit. Ja. Ja. Goeie vriend gaan nie sê om nie. Ja. Ja. Ja, maar dit beteken ook nou nie as jy vriend nou 'n bietjie afdwaal van die pad af of iets met jou rug op hom draai en sê jy's 'n slegte vriend, ek wil nie meer met jou uit te waai. Nee, glad nie. Jy moet ook 'n goeie vriend wees, want net soos wat ek gesê daar. Wat jy sou verwag dat jou vriend jou op die regte pad hou as jy dalk bietjie van pad af. Want dinge gebeur, die lewe gebeur. Daar is maar dinge wat mense aandag aftrek en so, maar mense moet maar altyd probeer om mekaar op te bou. Kyk eerder na die goed as na die sleg en ja. Maar vriende is regtig baie belangrik en ek dink in ons is sosiale wesens. In skole ook is dit regtig baie peer pressure, né? Ja, want in skole word mense baie geboelie en afgebreek en groepsdruk. Groepsdruk is 'n verskriklike ding in skole. So en daar's nou 'n bekende gesegde wat rondloop, is nie groepsdruk nie, is net jou beurt. Ja, tot sy beurt kom. In die regte omstandighede is dit fyn, is dan nie so erg nie, maar jy moet weet wanneer om te sê nee, dis nou te ver. Ja. So ja, mens moet van kleins af regtig ouers ook kyk na jou kinders se vriende en met wie hulle omgaan. Ken die ouers van die kinders. Want jy gaan nie weet wat daai kind se karakter of wat gaan aan by die huis. En dan stuur jy jou kind nou soontoe en dan ja, so maak maar altyd seker oor jou kinders se vriende want dit begin daar al 'n groot rol speel. Ja. Nou wel. So kort vraagie, is maklik geweest. Ja. Klaar. Ja, maar dit is belangrik. Dis eintlik logies. Kies die regte vriende. Ja. Ja, en tot 'n volgende keer sê ons Maranatha.